Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Goeiemôre my inspirasie. Nou is ek sy inspirasie. Magtig Peer, dan het ek nie baie hoop vir jou. Maar ja, nee. So ja, ek word maar geïnspireer deur my hond. Jou hond? Ja, en my vrou en so aan ja. Ag, dis oulik. Ek sal geïnspireer raak deur die mense wat ek op sosiale media volg nie. Hoe jy volg vir werk die politieke ouens. Mens volg maar vir werk die mense op sosiale media. Hulle inspireer mense allerminst. Nee. Gert. Maar die vraag is Gert, inspireer die nasionale gesondheidsversekering jou? Dit is wonderlik. Jennifer, dit is nou die volgende ou groot krisisie wat ons in die gesig staar hier in Suid-Afrika. Die ANC is vas van plan om die nasionale gesondheidsversekering in te stel en al die ander partye en nog burgerlike organisasies is heeltemal daarteen gekant want hulle sê dit gaan nie werk nie. Dit gaan te veel geld mors. Die staat sal dit nie kan hanteer nie. Op die oomblik kan hulle nie die openbare gesondheidsorg hanteer nie. As jy kyk hoe lyk van die hospitale, daar's nou die hofsaak aan die gang en die konstitusionele hof moet nou uitspraak gee, maar die regering sê dit stuit hom nie. Hy gaan voort met sy planne daarvoor. Die president het verlede donderdag gesê dat sekere hospitale geïdentifiseer wat nou soort van as proeflopies gebruik word. Hy is nou baie tevrede met hoe dit gegaan het in die hospitale. Daar's nou een waar dit nie baie goed gegaan het nie. Maar as 'n mens nou kyk, daar moet so baie goed gebeur voordat nasionale gesondheidsversekering ingestel word. Jy sal dokters moet aanstel, jy sal verpleegsters moet aanstel. Jy sal klinieke moet oopmaak. Julius Malema het 'n baie goeie voorstel gehad. Plek vir hom nou al hierdie planne te maak. Maak net klinieke 24 ure 'n dag oop wat almal daarby kan uitkom. Hy sê die mense is nou siek, hulle is nie in 2030 siek nie. Dan sal jy moet kyk na administrateurs. Jy sal administrateurs moet aanstel, baie administrateurs om die ding behoorlik aan die werk te kry. Jy weet in die groot probleem met ons gesondheidsorg is dit werk nie die openbare gesondheidsorg is nou dag sien die 2 miljard rand wat daar gesteel is by Tembisa Hospitaal waar mense gebruik het om Maseratis te koop. Hoe verhoed jy so iets? Die oppositiepartye is baie bekommerd dat hierdie net 'n groot nuwe bron van korrupsie gaan wees. Ons hospitale lyk sleg, ons openbare hospitale, dit moet reggemaak word. Hulle is nou glo besig daarmee, so ons hoop dit sal gebeur. Ek wil net mens sal net graag wil hê die ANC moet 'n bietjie ook na ander mense luister en ander mense moet ook net vorendag kom met werkbare oplossings want ons sal meer gesondheidsorg vir almal moet gee want gesondheidsorg is verskriklik duur in ons land. Maar jy het nou 'n bietjie gespeelletjies gehad met Engeland. Hulle het hulle nasionale gesondheidstelsel al kort na die Tweede Wêreldoorlog ingestel en dit werk nie. Dit werk nie. Daar's gereeld probleme daarmee. Ek weet nie of hierdie mense wat graag die nasionale gesondheidsversekering wil instel, gaan kyk hoe dit in ander lande werk nie. Dan moet mense ook in gedagte hou ander lande se inkomste en ons inkomste en ander lande se probleme en ons probleme. As jy dan kyk na Engeland wat veronderstel is om 'n vermoënde land te wees, hoe sukkel hulle daar? Ek het ook nou eendag by 'n vriend gehoor hoe werk dit in Nederland. Jy kan byvoorbeeld nie die dokter van jou keuse gaan sien nie. En jy moet wag vir goedes. Jy weet, ons private gesondheidsorg in Suid-Afrika op die oomblik is uitstekend. Een van die beste stelsels in die wêreld. Want jy word baie gou gehelp en jy kan die dokter van jou keuse sien en solank jy dit kan bekostig, is daar nie probleme nie, maar ek weet nie hoe die nasionale gesondheidsversekering mooi gaan werk nie. Daar's net heeltemal te veel goed wat 'n mens pla daarvan. Ja, en Gert, ek dink as mens kyk na 'n land soos Nederland wat jy nou genoem het, daar's dalk 6 miljoen mense, ons is 66 miljoen mense, verstaan. Jy is heeltemal reg, in Engeland word ons gereeld daar's 'n tekort aan geld en as daar 'n tekort aan geld is, weet ek nie, as ons klaar kyk na ons begroting en hoe daar nie geld is vir alles nie en hoe ons hoe vervalle die stelsel alreeds. Presies, so waar kry ons die geld vir al hierdie? En dan gepraat jy van, jy weet die publieke hospitale waar mense vir ure in 'n ry staan. Ek sê saam, maak meer klinieke oop wat langer oop is. Begin dalk net kleiner want hoe begin net kleiner Jennifer, dis 'n goeie plan. En hoeveel hospitale? Ek het al seker 2 of 3 stories wat ons gesien het die afgelope tyd van hospitale wat gebou is wat leeg staan wat al hoe meer vervalle raak. Kyk daarna, probeer dit net eers reg kry. Jy weet dis ons wil altyd bo begin, plek van onder. Kom ons begin onder en bou die ding op. Maar nou het ons te lank gevat om onder te begin. Ja. Nou net op daai punt te bewys, Gert. Ek gaan net vinnig een paragraaf aanhaal uit die artikel uit. Wat praat spesifiek oor waarvoor die nasionale gesondheidsversekering uitgawes sal gaan. Nou wil ek net vir jou dan laat dink, wat moet die departement van gesondheid in ieder geval doen? Nou luister wat gaan hulle met die geld doen wat die gesondheidsversekering wil gebruik. Die bou en opknapping van openbare gesondheidsinfrastruktuur. Wat moet gebeur? Ek sou dink dit sou in elk geval reeds die gesondheidsdepartement se werk wees. Die deeltydse aanstelling van private dokters en gesondheidswerkers om gapings te vul.
dit moes in elk geval Dit gebeur moes het. in elk geval Die gebeur lewering van medisyne aan die Suid-Afrikaners deur 'n gesentraliseerde program, dit moes in elk geval gebeur het, en die inwerkingstelling van 'n digitale stelsel, wat in elk geval goeie praktyk is om te doen. Hierdie is alles werk wat moes gebeur het onder die gesondheidsdepartement, en daar is al reeds begroot daarvoor. Die geld is al reeds op sy gesit. Die geld is al reeds spandeer. Ja. Hoekom het niks van hierdie gebeur nie? Hoekom moet ons nou 'n hele nuwe stelsel bo op daardie stelsel sit Wat ons baie ekstra geld gaan kos. En mense sê net, van die teenstanders sê Suid-Afrika het eenvoudig nie die geld om dit in werking te stel. So ons sal nou maar sien, hier gaan nog baie hofsaake kom, dink ek. Ek dink nie dit gaan baie vinnig gebeur nie, maar mens wens net, jy weet, daar moet 'n bietjie samewerking op die gebied wees, maar soos ons nou gesien het, die ANC is nie baie lus vir samewerking met sy ander partye in die regering van nasionale eenheid nie. Wel, soos jy nou sê, die ANC werk bietjie op sy eie, en Senzo Mchunu wil saamwerk, maar die ANC sê nie. Nee, weet jy, Senzo Mchunu het ons nou self op sy gestaan van partypolitieke bedrywighede weens hierdie ondersoeke na polisiekorrupsie. Hy is nou 'n lang vakansie gekry as minister van Wet en Orde, Firoz Kashali is in sy plek aangestel. Maar nou wil hy terugkeer en hy wil nou weer 'n bietjie betrokke raak by ANC politiek, en Fikile Mbalula het nou sy voet neergesit. Hy wil dit nie hê nie. Wat 'n baie goeie standpunt van Mbalula is, want hoe kan jy terwyl jou naam elke dag omtrent genoem word en al wat 'n kommissie van ondersoek is, nog steeds dink jy dis alright dat jy maar aan politieke bedrywighede kan deelneem. Jy weet, iewers moet daar 'n straf wees vir sulke goed. Hy's nog nie skuldig bevind aan iets nie, maar jy moet nou maar wag tot die uitslag kom. Jy weet, jy word van vreeslik baie goed beskuldig, so die uitslag van die ondersoek, jy moet maar wag daarvoor, jy weet. Ek dink hy kry seker nog steeds 'n salaris op nie. 100%. En hoekom sou jy halfpad deur besluit, okay, wag, ek wou op sy staan nie, okay, wag, ek gaan nou nie meer op sy, ek wil nou maar weer deel wees. Ek wil nou maar weer aangaan, ja. Tensy hy daar is om spesifieke mense in die aanloop tot die nuwe leierskap te bevoordeel of Ja, baie mense het hom ons gesien as 'n moontlike leier van die ANC na Cyril Ramaphosa, maar ek dink nou met al hierdie beweringe teen hom is sy paadjie toe daarso. En in KwaZulu-Natal gaan dinge verskriklik sleg met die ANC. Weet met al hoe meer mense wat jy praat sê eintlik die ANC is klaar in KwaZulu-Natal. Hulle is, jy weet, dis 'n wonderwerk sal hulle moet red. Sure. Omtrent iets soos wat Verspillers moet red in Gert, dan in Amerika, Piet en Mel is nou in aanhouding. Ja, lyk vir my Jennifer, hulle het nou ook vir iSquad gemaak. Want lyk vir my van die visums het al in November verlede jaar verstryk en iSquad moes deesdae baie kwaai. So hulle het nou vir Piet lyk my opgesluit aan 'n plek wat hulle die Alligator Alcatraz noem daar in Florida. O, die berugte sentrum, ja. So hulle het nou nogal taamlik baie probleme weens benewens die diefstalsake wat hulle voor aangehou word. Ek sien nou daar, jy weet dit hou die mense op sosiale media nogal besig en dis nou een van die mees gewilde stories. En daar's nou verskillende menings daaroor en party mense kry nou lekker en ander mense kry hulle jammer. So dit is nou maar een van daai goed dit ja, julle het nou oor smaakmakers gepraat en so aan. Dit is ook nou seker mense wat in 'n stadium as smaakmakers gereken kon gewees het. Maar nou ja, dit is nogal groot probleem wat hulle nou in Amerika in die gesig staar. Sure. Dis nou ongelukkig as jy in die kalklig jouself jou lewe wil voer, dan gebeur sulke goed met jou. Ongelukkig ook wanneer dit sleg gaan dit ook in die kalklig. Ja, dan kom dit ook in die kalklig. Dit is wat mense wat so graag smaakmakers wil speel en op sosiale media die hele tyd wil wees, moet dit maar besef, jy weet. Dit is myself met ons ook wat in die openbare oog is, jy weet, alles wat jy sê word teen jou kop gegooi. Ja. Of teen jou gehou later, so. Want niemand mag ons verander nie. Nee, mense moet altyd dieselfde bly altyd. Wat ek ook nie dink die waarheid is of nodig is of realiteit is nie. Maar dan moet ons praat oor iemand wat bietjie verander het van opinie. 'n oorspronklike MAGA ondersteuner. Wat die intelligensiehoof is van die FSA wat nou besluit dat hy bedank as gevolg van die Iranese oorlog. Ja, dis Joe Kent, hy was die direkteur van die teenterrorisme eenheid in Amerika. Hy's aangestel deur Trump, so is 'n Trump figuur deur Donald Trump aangestel. En hy het nou gesê, jy weet, hy bedank want hy sê Iran het nooit 'n wesenlike bedreiging vir Amerika aangehou nie. Wat baie mense maar ook besef, jy weet. En hy sê eintlik is dit maar Israel en die Israeliese lobby in Amerika, drukgroepe in Amerika wat Trump so ver gekry het om die oorlog te begin. Jy weet, al vorige presidente het baie gedoen vir Israel, maar hulle het net tot op 'n punt gegaan. Jy weet, hulle wou nie altyd luister na alles wat Netanyahu vir hulle sê nie, en dit is duidelik dat Netanyahu nou eintlik vir Trump so ver gekry het om die oorlog te begin. En Amerika weet nie waar hy heen gaan met die oorlog. Ja. Want Trump wou nog gehad het ander lande moet by hom aansluit om die straat van Hormuz te beskerm en hulle het nie, wat 'n baie wyse besluit is, want nou brei die oorlog nie verder uit nie. Ons sal onthou wat gebeur het met Irak toe almal ingespring het en
Die oorlog het net verskriklik uitgebrei en nou ek weet in elk geval nie hoekom hy wil hê mense moet hom help nie, want hy het ons verlede week gesê die oorlog is verby en dit help nie Brittanje help nou nie want dit is te laat. Jy weet elke tweede dag verander dinge ook. Jy weet maar ek dink hierdie is nog 'n gevoelige slag vir hom. Hy het natuurlik gesê dis goed dat Joe Kent bedank het, soos hy gewoonlik sê en dan Joe Kent sien ek is ook 'n groot vriend van Tucker Carlson, die bekende radio-omroeper wat ook nou en televisiepersoonlikheid in Amerika wat baie Trump-gesind was of is seker nog steeds, maar hy het baie groot probleme met Trump se buitelandse beleid. Die mense is kwaad vir hom omdat hy beloof het Amerika eerste en jy hou jouself uit buitelandse oorlog uit en nou doen hy die teenoorgestelde. So daar is nogal interessante woelinge in Amerika oor die hele oorlog aan die gang. Ja, dit is interessant hoe die NAVO-lande net gesê het nee, hulle gaan nie daar help nie. Ek sien gister het Trump gesê wel hy kort nou nie meer die NAVO-lande om te help nie. So En hy is nie bang om soldate in te stuur as hy moet. So dit was ook bietjie iets anders. Ek het wel gesien gister of oggend is daar 'n leier van Iran, nog 'n leier is ook oorlede. Nog 'n bekende inligtingstipe leier is oorlede. Hulle het nou wraak gesweer daarna. Gepraat van troep op die grond. Ek sien as 'n skip op pad met wat noem jy dit nou mariniers, marines aan boord. So ek dink dit gaan nog 'n groter fout wees as jy met 'n grondaanval betrokke raak. Dit vat dit nou net 'n stapie te ver en dan raak jy al hoe meer verwikkelende ding waar jy moeilik gaan loskom uit. Ja. Gert, en terwyl ons aandag is op daai oorlog, is daar 'n ander oorlog wat ook steeds aan woed tussen Pakistan en Afghanistan. Ja, dit raak nou nogal 'n onverkwikkelike besigheid. Ek sien daar's nou 'n sentrum vir mense wat rehabilitasie ondergaan aangeval deur Pakistan in Afghanistan. 400 mense is dood. Dit lyk my dis 'n verskriklike aanval. Die mense was besig om middagete te eet. Ek sien een van die ooggetuies het geskryf mense en geboue het gebrand, jy weet. So dit moes eintlik maar verskriklik gewees het. Die VN gaan nou ondersoek instel hier. Nou nie laat iemand die VN ernstig mee opneem nie, want niemand steur hulle mee aan die VN. Ek dink Amerika steur hulle nie aan die VN nie, Rusland steur hom nie daar nie, Israel steur hom nie daar nie. Die internasionale geregshof se uitsprake dra geen gewig nie. Weet, ek dink eintlik dit sal lekker wees as daar 'n nuwe liggaam in die plek kan kom van die VN waaraan mense hulle steur, waaraan lande baie eweveel sê het en waar nie een land 'n ander land kan veto nie. Jy weet, want dit werk net nie op die oomblik nie. Jy weet, 'n mens het eintlik so iets nodig, veral met 'n geval soos hierdie nie. As daar internasionale reëls oortree is, as daar 'n oorlogsmisdaad is, moet daar opgetree word teen mense. Maar nou is daar niemand wat dit kan afdwing nie. Dan 'n vrou wat 'n boek oor verdriet skryf, is skuldig bevind aan moord op haar man. Ja, ons het hierdie storie verlede jaar al gehad net toe sy net in die hof verskyn het. Maar nou is hy skuldig bevind aan die vrou. Ek weet nou nie mooi hoe haar naam uit te spreek, maar kom ons probeer maar. Jy is mos goed met dit, Pierre Curie Rikens of Richens of Presies net so. Ja, sy het haar man vermoor. Sy het vir hom een of ander verskriklike pynmedikasie in 'n drankie gemeng. Sy het eers probeer om op 'n toebroodjie dit vir hom in te gee. En dit het toe nou nie, dit het hom net laat uitpaas. En toe het sy nou later die klomp pille in die drankie gemeng en toe is hy nou dood daarvan. Sy het 'n klomp versekeringspolisse op sy naam uitgeneem. En ek dink dit is 'n hele paar miljoen dollar wat ons hier te sprake het, maar die ergste van alles, sy het nou 'n boek geskryf om haar seuns te help hoe om verdriet te hanteer. En ja, sy So sy maak geld daai oor. sy maak geld daai. Die boek se naam is Are You With Me? En dit volg die verhaal van 'n kind wat hul pa verloor het. Oh my goodness. Ja, en hulle word daaraan herinner dat sy teenwoordigheid steeds rondom hulle bestaan, net soos 'n engel wat oor hulle waak. Dit is die boek word op 'n flapteks as hartroerend en geruststellend beskryf. Die mensdom, Jennifer, jy praat altyd van die mensdom Nie wat genigtig nie Gert. meer lekker het nie, maar nou ja. Nee, en dan 'n storie wat my verskriklik kwaad maak. Ai, wie jy. Rook van die brandblussers is 'n nuwe gier. My mag. Op sosiale media, nou Ek praat kan van nie. inspirasie. Jy kinders vat nou of tieners of wat, hulle vat nou die brandblusser, druk dit in die mond en dan maak hulle hom oop en dan rook hulle die goed. Dis lewensgevaarlik sê die Johannesburgse nooddienste want dit is nie veronderstel om gerook te word. Weet ons die storie gister sien toe klomp van ons by die werk toe het ons al gedink wat het ons al alles gerook. Maar niemand van ons het nog 'n brandblusser te rook nie. Benewens die feit dat jy nou jouself jy kan doodgaan daarvan, jy kan toevalle kry, jy kan asemhalingsprobleme kry en jy kan selfs doodgaan daarvan. Maar die ander ding is natuurlik die brandblussers word al hoe leer en as iemand 'n brand wil blus dan is die brandblusser nou leeg want iemand het hom gerook. Want hy's gerook. Maar as iemand nou vir jou verlede jaar gesê het mense rook brandblussers. Wat sou jy gedink het daarvan?
Ek gaan nie hardop sê wat ek dink nie. Los net die brandblussers. Los net die uit. brandblussers, ja. Jennifer, ja, nou weet 'n mens nie. Ek weet nie of dit 'n mens nou op 'n stasie sit as jy dit rook of wat. Hoekom mense dit doen nie? Of het hulle nou net gedink dis Ons verveeld. hulle is verveeld, nou doen hulle sulke goed. Maar jy sien, dis die probleem met sosiale media nie. Die goedjies wat mense afneem omdat hulle doen al die simpel goed, dan sit hulle dit op sosiale media en dan doen ander mense dit ook. Maar ons moet nog gereeld hierdie uitdagings soos eet rou eiers wat ook nie eintlik baie gesond is nie. Dit was mos op jare wat gelede olderage en nou ons gereeld sulke goedjies wat mense doen, jy weet. Dit is een van die gevare van sosiale media. Mens moet eintlik dankbaar wees dat jy groot geword het as 'n tiener in 'n era waar daar nie selfone was nie. Ja, en waar brandblussers nie rookbaar was nie. Ek sal like om te sien met jy aangevang het toe jy 'n tiener was, maar mens dit gaan nooit uitkom nie. Nee, ons het nie so baie droog gemaak. Dan moet ons praat oor Kaapstad. Ons het gister 'n onderhoud gehad oor die oulike plekkies in Kaapstad waar mense kan gaan besoek. Maar Kaapstad is nie meer op Time Out se beste stadlys nie. Ja, hy is op die lys. Op die Hy lys is van nie die meer heel bo nommer 1 nie. Hy was nommer 1 verlede jaar gewees, maar hy is nou in die 6ste plek. Die stad in die eerste plek is Melbourne, maar lyk my Melbourne raak baie gewild want ek sien op 'n ander peiling wat hulle doen oor die beste leefbare stad in die wêreld het Melbourne ook die eerste plek. Wat nogal eintlik verrassend is. Maar nou ja, dit lyk nou baie na 'n stad. Kaapstad is natuurlik word deur die meeste van die mense wat aan die peiling deelgeneem het nog steeds as 'n baie mooi stad beskryf as die mooiste stad. Ja. Maar nou Melbourne het net bietjie meer as wat Kaapstad het. Jy weet in die tweede plek was Shanghai in China, Edinburgh in Skotland en Londen en New York was ook voor Kaapstad. Maar nou Kaapstad het baie om te bied soos julle nou sê. Ja. Ek sien hulle nou deesdae praat hulle veral oor die restaurante. Daar's nou selfs Michelin ster restaurante daar. En ons almal weet hoe mooi die Kaap is. Al probleme is net die verkeer, maar as jy nie self hoef te ry nie, dan is dit seker nie so groot probleem. Dan is dit glad nie 'n probleem nie. Gert, dan so van die mooiste stad na die beste lughawens. Die beste lughawens en die beste lugrederye wat altyd op tyd is. Ja. Nou raai wie is ons beste lugredery in Afrika? In Afrika? Ja, wat die meeste op tyd is. As ek nou net hier by die syfers kan Ek uitkom. gaan met in Suid-Afrika. Ja, in Nee, of Afrika. In Afrika. In Afrika. Kyk, was ons in Ethiopië gewees Ek het ook gesê Ethiopian Air, dis my raai. Want die een wat die meeste betyds is, nie? Betyds is. Se vlugte betyds is vir wie jy nie hoef te wag nie. Kyk, daar's plaaslike sê Saf Air, hulle is altyd betyds. Ja, jy is reg daar, Pierre. FlySafair Air is die lugredery in Afrika wat die meeste betyds is. Kyk nou net. Kyk nou net, jy weet, ek kry nou nie die syfers presies hierso nie want die masjien is 'n bietjie stadig, maar hulle in Filippynse lugredery was in Asië die beste, Delta was in Amerika die beste, en Spanje se Iberia Express was die beste in Europa vir betyds. Jy weet, FlySafair hier is die syfers nou. Nou ja. Hy het 91.06 punctuality syfer. Dis Wat nogal nie goed. sleg is nie en hulle 62.805 vlugte gemeet. Wat? Ja. Wow. So dit is Nou moet hulle nog iets stoele kry wat plat slaan. Ekskuus tog? Nou moet nog iets stoele kry wat plat En vir slaan. jou gratis kos gee. Hulle weet gratis kos hier. Ag, se vader asseblief, laat ek net so 'n bietjie kan terugslaan. Maar net dit, al wat ek wil doen. Net dit. O, ja, dit Gaan is 'n stoele- bietjie beknop net weer. Keers reg op. 'n Koorbankie. Nou die dag was ek in die SAL vlug, het ek my op 'n SAL vlug bevind. Hulle het dan nogal baie plek nie. Maskas, daar's Ja, lief. dis baie lekker. Dis baie lekker. Wel nou kyk ook nou, jy weet nou het hulle gekyk na van die lughawens, die beste lughawens met ook wat op tyd Ja. is en hoe goed dit is. Hulle het nou 'n platinum afdeling waar Istanbul se lughawe gewen het. Istanbul in ja, Turkye? Ja, dis ook blykbaar 'n baie besige lughawe. Ja. Dan vir die groot lughawe afdeling het 'n lughawe in Chili gewen. Ek gaan dit nie probeer uitspreek, ek los dit maar vir jou Peer. Die medium lughawe is nogal Panama City en dan die kleinste lughawe kan ek ook nie uitspreek nie. Joeg. Dis 'n verskriklike naam. Maar ek weet nie of baie mense daar uitkom nie, maar nou ja. Maar dan is ook ander goeie soos Ja. die lugderry wat die meeste gevorder het is Virgin Active. Virgin Atlantic. Virgin die Atlantic. Atlantic. Virgin Dis weer gevorder het was jy op die treadmill. Ja, sorry Pierre, ek kry my Virgin besighede 'n bietjie die mekaar Het jy virgins deur mekaar. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Op daai noot is dalk beter laat ek nou maar loop. Dis Gert van die Beste Huis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.